Hebreërs 4 vers 12 en 13. Die woord van God is lewend en kragtig. Dit is skerper as enige swaard met 2 snykante en dring deur selfs tot die skeiding van siel en gees en van gewrigte en murg. Te beoordeel die bedoelings en gedagtes van die hart. Daar is ook niks in die skepping wat vir God onsigbaar is nie. Alles lê oop en bloot voor sy oë. En aan hom moet ons rekenskap gee. Goeiedag, baie welkom by nog 'n laaste episode van aanbidding en lof aan God. Vandag kyk ons 'n bietjie na, is daar 'n regte en 'n verkeerde manier om die Here te aanbid? En hierdie vraag is baie belangrik, omdat mense so verskil van mekaar, is dit regtig 'n moeilike vraag vir baie mense om te beantwoord. Baie mense is meer geestelik van aard, as ek dit so kan uitdruk, en hulle is oop vir die Heilige Gees, hulle wil beweeg deur die Heilige Gees, deur sy krag. Ander mense is meer gereserveerd en voel hulle wil meer die Here op 'n rasionele manier aanbid. En vandag gaan ons 'n bietjie kyk vanuit die woord, hoe op hoe wyse behoort ons God te aanbid, en is daar 'n regte en 'n verkeerde manier, of moet ons soek na hierdie balans tussen 'n geestelike aanbidding en 'n rasionele aanbidding? So ek dink ons gaan eers vir Roan geleentheid gee om te gesels, en dan vir Jacques, en dan sal ek ook dalk 'n opinie of wat gee, en dan sluit ons so af. Ons sien uit om te luister. Ja, dankie Daniel. Ek dink, ja, daar's baie wat ons daaroor kan sê. Daar is 'n regte en 'n verkeerde manier van aanbid. Ons het in die vorige video ook gesien hoe die Here wil hê ons moet hom aanbid, ook volgens sy woord. En jy het baie mooi gestel oor mense wat bietjie meer wat oop is vir die Gees, en mense wat baie meer rasioneel is. Daar moet natuurlik 'n balans wees. Ons kan nie net met ons hart besig wees nie, of net met ons kop besig wees nie. Ons moet ons hele self vir die Here offer, en dit geld ook vir die aanbidding. Maar die Here het ook ons Here Jesus het in Johannes 4 met die vrou by die Samaritaanse put ook gesê, die Here word in gees en in waarheid aanbid. So ons kan nie net dink die Gees moet ons lei, en baie kerke word dronk op die Gees, of hulle praat in tale want hulle sê hulle is so vol van die Gees, maar dan is daar absoluut geen waarheid daar binne nie. So die Here werk nie, die Gees werk nie buite die Here se woord nie. Hy werk ook deur die woord. So die woord gee vir ons duidelike riglyne. En vir God is dit so belangrik, die regte en die verkeerde manier van aanbidding. En dis wat ek wil noem, en Jacques kan eintlik maar die praktiese noem as jy sou wou, maar dit gaan spesifiek oor, ons dink in Numeri 10 vers 1 tot 7, daar lees ons van Nadab en Abihu, wat die Here ook wou aanbid het. Hulle het vuur gebring, waarvoor die Here nie gevra het nie. En wat het met hulle gebeur? Hulle geserf, die aarde het hulle ingesluk. Of hulle was verteer deur die vuur. En so dit wys vir ons, God het hy sê nie net, ag okay, dis reg, doen dit nou net volgende keer op die regte manier nie. Hy het hulle gestraf, want hy is 'n heilige God, en hy het vir hulle gesê hoe om hom te aanbid. En dan lees ons onder andere van koning Saul, wat ook, ons noem dit eie-willige godsdiens. Daar's een manier om die regte God te aanbid, maar dit gaan ook om die regte God op die regte manier te aanbid. En Saul het ook net sy eie kop gevolg, en ook offers gebring aan die Here wat onnodig was, en die Here het gesê om al die Amalekiete uit te roei, en op die einde toe hou hy van die goed vir homself, en die Here het gesê, gehoorsaamheid is belangriker as offers. So ons dink partykeer, ons weet wat goed is. So die Here ken my hart, en ja, die Here ken jou hart, en hy hou eerlikwaar nie van jou hart nie, want dit is vol sonde. So ons kan nie sê, die Here ken my hart, en ek wil net die Here loof en prys soos ek wil nie. Nee, hy gee duidelik in sy woord. So daar is 'n regte en verkeerde manier. En die maklikste is, hou by die woord. As jy nie weet of dit reg is of verkeerd is nie, hou by die woord. En nou praat ek nie van klein dingetjie van, mag ek my hande opsteek in die lug, of ek weet, dis nou 'n ongereformeerde manier van doen, maar daar's mense wat voel hulle wil 'n hand in die lug opsteek. Dis nie onordentlik nie. Dit is nie verkeerd nie. In die Bybel is daar klomp voorbeelde daarvan. So ons praat nie daarvan nie, maar dit gaan oor die essensie van ons aanbidding. En dit moet natuurlik volgens die woord geskied. Want die Here, hy neem dit nie ligtelik op nie. En ons leef in die Nuwe Testamentiese tydperk, maar ons moet nog steeds die Here in gees en in waarheid aanbid.
So ja, ek wil net dit gesê het, ek weet nie of jy 'n bietjie meer prakties wil ingaan nie, Jacques. Goed, ek dink in kerkgeskiedenis gewys ook, het die kerk ook oor die jare baie gegroei en standpunt geneem oor sekere sake en veral oor die manier hoe God aanbid en verheerlik moet word. En dit gaan weer terug na God se woord toe. Ek dink daar's nie in die geskiedenis van die kerk, selfs in Calvin se tyd teen die Rooms-Katolieke gestry, juist omdat dit wat in die kerk gebeur het, nie suiwer volgens die woord van God was nie. Hulle het maar eintlik baie meer simbolies van aard op goed gefokus, soos die kerse en die foto's teen die vensters en allerhande wanpraktyke wat die Here nie in sy woord van ons verwag nie, nê. En so het hulle die mense eintlik maar stelselmatig ook verlei, mislei, nê, agterdwaal aan. En dit is die hartseer van dit wat leiers kan doen in die kerk van die Here. Is dat wanneer hulle meer gehoor gee aan hulle self, aan hulle eie denke en hulle eie gevoelens rondom ware aanbidding, en dan is die kans ook baie groot dat hulle die mense wat in hulle gemeentes is, wat hulle bedien, van wie hulle die herder is, ook mislei. En dit is baie belangrik dat beide die leiers in die kerk, ek het nou in die vorige opname ook baie mooi genoem, nou 'n voorbeeld daarvan was in Exodus 32, Aaron wat die leier was van die volk, en kyk wat hy gedoen het, nee, 'n goue kalf vir die volk gemaak, op versoek van die volk, omdat hy gedink het, maar hier is 'n goeie idee, nee, so die kerk, die kerkraad en die lidmate moet deurlopend weer terugkeer na die skrif toe, want ons as mens is geneig om in verskillende goed te verval, ons verval ons eie genot, ons eie gemak, ons eie selfsug, dat ons dink, maar hierdie gaan nou baie lekker wees om te doen, maar dit gaan nie oor lekker nie, hoor my mooi, dit gaan nie oor lekker nie, dit gaan oor om dit wat God van my verwag te doen. En baie kere is dit nie 'n manier wat ons graag wil hê nie, maar dis 'n manier wat God wil hê. Roan het nou baie mooi voorbeeld daarvan genoem. En dit is wat mense nou sien ook in die wêreld met die charismatiese kerke. Ons vermenslik so die kerk dat ons van God vergeet. Ons wil God probeer aanbid, maar op ons manier. Ons wil die Here aanbid, maar dan vergeet ons van die waarheid. God is 'n God van waarheid. Ons wil die Here aanbid, maar ons wil nie baie graag dit doen soos wat in die woord vir ons geopenbaar word met orde en want God is 'n God van orde in 1 Korintiërs 14. Dat dinge so begin wanordelik gaan dat mense nie eens meer weet wat in die erediens aangaan nie. Ek weet nie as mense dan eers nog meer 'n erediens kan noem as mense links en regs net opspring en hierdie ene gooi uitroep in die lug in en hierdie ene gooi sy hand in die lug en daai ene val om en hierdie ene is besig om nie wat te doen nie en dan kan mens baie maklik 'n erediens wat eintlik veronderstel is om eer aan die Here te bring, eintlik 'n skouspelagtige besigheid te maak waar ons eintlik probeer self maak asof ons nou hierdie unieke, baie mooi, goeie mense is, want kyk hoe kan ek in tale praat, hoe kan ek net al die dinge doen, en dit gaan eintlik meer oor my, mense my het raak sien van hoe die Here met my werk, en dis nie hoe dit gaan nie, ons sien dit, ek het nou so af op 'n tyd, ons eintlik, so 'n paar weke terug ook 'n opname daaroor gedoen, oor die feit dat mense baie selfgerig is as dit kom by godsdiens, baie selfsugtig, mense op die huis probeer deur aanbid, agter 'n TV-skerm, hulle wil nie meer deel wees van die kerk van die Here nie, alhoewel die Here op baie plekke sê ons moet kerk toe gaan, mense wat werklik waar eintlik hierdie siening het van enigiets kan in die kerk maar plaasvind. Daar's nie eintlik riglyne nie, so as die Here nie iets afkeer nie, dan kan ek dit maar goedkeur. En dit is nie hoe dit werk nie, nê. So ja, ek kan op klomp dinge ingaan. Die punt wat ek het sê is die wêreld wat ons vandag aan leef. Hou nie meer van konservatiewe bediening, skrifgesentreerde bediening, waar die Here ooreenkomstig sy wil en sy woord van ons verwag om die Here te aanbid en verheerlik nie. Ons wil dit so vermenslik, dat almal net tevrede is in die gemeente, want ons wil net lidmaatgetalle behou,
Of ons wil net hierdie sekere finansies in die gemeente bou en ek dink dit is nie die pad wat die Here vir ons sê ons moet stap nie. Dit gaan nie oor finansies nie, dit gaan nie oor die lidmaatetaal nie, dit gaan oor is ek besig om waarlik 'n eerdiens te hou, is ek besig om waarlik daar in teenwoordigheid van God te staan, is God daar teenwoordig, is ek besig om dit wat hy vir my verwag te doen en in eerbied en ontzag my knie te buig voor hom en vir hom te sê, Here, hier is ek as sondaar mens, ek bely my sonde voor U, ek bely my selfsugtigheid voor U en ek sê, Here, ek wil nie meer my eie wil hê nie, ek wil U wil hê. Ek wil nie meer my eie koninkryk laat plaas nie, ek wil U koninkryk laat plaas. Ek wil nie my eie naam verheerlik, ek wil U naam verheerlik. En ja, ek het nou al 'n klomp gesprekke gehad met lidmate waar ek eintlik baie hartseer is dat mense eintlik 'n wanopvatting het van waarop aanbidding van die Here, want hulle wil dit so graag hê soos wat hulle dit wil hê. Maar dit gaan nie oor jou nie. En ek gaan het weer sê, dit gaan nie oor jou nie. Jy kan kwaad wees vir my, is alright. Ek het al baie mense gehad wat kwaad is vir my, omdat ek net sê wat die woord van die Here sê, maar is alright, jy is kwaad vir my, maar besef net, die woord van die Here is hard en duidelik, en daaruit moet ons rusting vind in die feit dat ons die waarheid gehoor het, uit die woord van die Here self uit. Goed. Daniel, skus, ek wil net kort iets sê asseblief. Jacques het gesê, dit gaan nie oor lekker nie, dit gaan oor wat God verwag, en wanneer ons doen wat God verwag en gehoorsaam is aan God se woord, dan gaan dit vir ons lekker wees en dan gaan dit opbouend wees vir onsself en vir die gemeente. En net nog wat ek wil sê is, ons liturgie of hoe ons erediens inklee in die gereformeerde kerk is baie mooi gebalanseerd. Ons ontmoeting met God, ons kan sing, ons aanbid die Here deur sang, ons luister na die woord van God, ons luister na die preek, ons is nie net toeskouers nie, maar ons is deelnemers in hierdie ontmoeting met die Here. Ons reageer op God se woord deur gebed, deur sang, deur die sakramente, en dit is belangrik. So as ons erediens inklee, om te weet ons eredienste is nie maar net, ons gaan nou deur die liturgie, ons het nou dit en dis die volgende stap, dis die volgende stap nie, maar dat ons weet, elke keer is dit ontmoeting tussen ons en God. God praat met ons en ons reageer. En as ons daai gesindheid het, dan besef ons, maar dit is lekker om die Here te loof en te prys, ook in 'n gereformeerde opset, waar ons baie meer rasioneel is as enigiets anders. Daar's 'n baie mooi balans in ons liturgiese handeling in die gereformeerde kerk. Ja, ek wil net daar sê, dankie Roan. Ek het nou vergeet om terug te kom na daai punt om net te sê, lekker gaan met gehoorsaamheid gepaard. Dit gaan nie net lekker omdat ek dit graag so wil hê nie, lekker gaan gepaard met wat God wil hê. Ek vind vreugde daarin dat ek die Here tevrede stel. En dit is die belangrikste, nee. En daai twee gesprekke wat ons dan het in 'n erediens, selfs wanneer ons by die huis is, in ons huisgodsdiens, en Bybelstudies, daai twee gesprekke wat daar plaasvind, is dan werklik waar 'n mooi ding waar die gemeente en die Here in daai verbondsverhouding dan uiting gee aan wat die Here dan ook verwag in daai verhouding. En dit bring dan ook baie mooi die rustigheid en die vrede in ons harte, dat die Here ook dit wat ons dan daar doen, die manier hoe ons daar bid, die manier hoe ons daar deur verheerlik in die erediens, dit ook aanvaar en dit vir hom 'n lieflike geur is, nee, dat selfs die engele die Here verder dan ook loof en prys, omdat daar gehoorsame kinders is op aarde wat doen wat die Here van hulle vra. So dankie, ek wil net sê dankie Roan, jy's 'n eyster. Ek het ook sommer gedink, as mens nou wonder oor hoe 'n mens die Here moet aanbid, wat is die regte manier, dan kan 'n mens altyd gaan weer Matteus 6 gaan lees, waar Jesus die disippels leer hoe hulle moet bid. Dan sê hy mos daar vir hulle, julle moenie soos die skynheiliges wees wat op die straathoeke bid, waar almal julle kan sien nie, gaan na julle binnekamer toe. So, en dan is daar 'n klomp ander riglyne ook, moenie 'n stortvloed van woorde gebruik nie, bid 'n eenvoudige gebed, so daar's baie riglyne. En net 'n laaste gedagte wat ek met julle wil deel is die woorde van Paulus in 1 Korintiërs 9. Hy sê hierso van vers 19, want alhoewel ek vry is van almal, het ek almal se slaaf geword om soveel mense as moontlik te wen. Vir die Jode het ek soos 'n Jood geword om die Jode te wen, vir die onder die wet soos iemand onder die wet, al staan ek self nie onder die wet nie,
om die wat onder die wet is te wen. Vir die sonder die wet het ek soos iemand sonder die wet geword, al is ek nie sonder die wet van God nie, maar juis onder die wet van Christus, om hulle wat sonder die wet is te wen. Vir die swakkes het ek swak geword, om die swakkes te wen. Vir almal het ek alles geword, sodat ek ten minste sommige kan red. Dit doen ek alles ter wille van die evangelie, sodat ook ek daarin mag deel. So hierin sien ons ook maar raak dat ons nie noodwendig in die erediens of in die liturgie nie, maar in ons persoonlike gesprekke moet buigsaam wees om ter wille van die persoon, om nie dadelik net met die vaste kos in te spring nie, kan ek sê, maar om 'n geloofsgesprek te kan hê met iemand en regtig daai persoon te verstaan en dan laat hy of sy jou ook verstaan en dan dit kan 'n mens mekaar op gelyke grond vind en dan kan 'n mens na die woord toe gaan en werklik al hierdie wonderlike dinge wat jy reeds genoem het ook uitlig en dan sal daai persoon ook jou ook beter verstaan. So is maar net 'n laaste gedagte. Mag hierdie gedeeltes regtig vir julle elkeen baie opbouend wees en ek hoop regtig dat elkeen 'n beter verstaan het van aanbidding en lofprysing, dat ons hierdie vryheid voor Christus het, die vrymoedigheid om na God om God te nader, maar terselfdertyd ook besef met wie ons 'n gesprek tree, dat hy die heilige, die almagtige God is, die verterende vuur soos ons hom al ken. Mag dit vir julle elkeen 'n baie geseënde week ook verder wees.